Dit is 'n wonderlike voorreg vir my om saam met jou te kuier. En ons gaan vandag bietjie verder kyk na hoe om die Bybel te lees en te verstaan. En ek is baie opgewonde oor die pragtige terugvoer wat ek gekry het. En dit is vir my regtig 'n riem onder die hart om te sien hoeveel mense kyk na die program en hoeveel mense is daar wat nog belangstel in die Bybel en honger en dors het om die Bybel te lees en te ondersoek. En daarom vertrou ek ook dat hierdie aanbieding ook vir jou gaan help om bietjie verder en dieper in te sien hoe om die Bybel te gebruik en te lees en te verstaan. Nou, as jy nog nie die vorige opname gekyk het van hoe om die Bybel te lees en te verstaan nie, wil ek sterk aanbeveel dat jy dit gou-gou eers doen voordat jy na hierdie een kyk, want daar word ander fondasies gelê. En dan is daar ook die ander enetjie wat voorkom onder les 1 van die wedergeboorte proses, die Bybel in perspektief. Kyk gerus ook na daai enetjie, dit gaan ook vir jou baie help. Maar die eerste gedagte wat ek wil oorbring is, en dit is 'n baie belangrike gedagte, en dit is dat die woord, die Bybel, of die woord van God soos dit bekend staan, 'n geestelike boek is. Of sal ons sê dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Baie mense beweer dit is mense wat die Bybel geskryf het. Ja, dit is mense wat die Bybel geskryf het, fisies, maar hulle was almal deur die Heilige Gees geïnspireer om te skryf wat hulle geskryf het. Nou ook omdat die Bybel 'n geestelike boek is, daarom is dit so belangrik dat jy wedergebore moet wees, sodat jy die Bybel vanuit 'n geestelike perspektief kan sien en kan lees. En ek wil by hierdie oomblik ook net stil staan by 'n skrifgedeeltjie wat dit ook vir ons baie mooi bevestig. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwys in die geregtigheid. Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En as ek sê die Bybel is 'n geestelike boek, kom ons kyk ook na hierdie volgende skrifgedeelte. 1 Korintiërs 2 vers 4, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar wysheid nie van hierdie wêreld nie, of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel is, of geestelik beoordeel word. Nou, hierdie gedagte kom baie sterk deur. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Jy kan nie net 5 minute met die woord spandeer en dink jy gaan geestelik groei nie. Dit is amper soos met te ete. Jy kan nie een keer 'n week gaan uit eet in 'n restaurant en dink jy gaan die res van die week op daardie ete kan presteer nie. Net soos wat ons dag vir dag moet eet, so moet ons ook dag vir dag die woord inkry. Goed, kyk na hierdie gedagte wat ek hier neergepen het. Die plek wat die Bybel in my lewe inneem, is die plek wat God in my lewe inneem. As daar nie plek vir die Bybel in my lewe is nie, is daar ook nie plek vir God in my lewe nie. Die volgende gedagte, lees jou Bybel sistematies. Neem een boek en begin by die boek en lees hom deur tot by die einde van die boek. En as dit nodig is, lees hom nog 'n keer en nog 'n keer deur, totdat jy die volle strekking van die boek het. Want dit is een gedagte wat in elke boek deurgegee word. En ons moet die volle strekking van die boek kry, anders gaan dit nie vir ons sin maak nie. Maar as jy beperkte kennis van die Bybel het, lees eers al die registers van die Bybelboeke wat voor aan die Bybel is. Nou wanneer jy die eerste video kyk van hoe om die Bybel te lees en te verstaan, want jy sien ook daar dat ek 'n duidelike uiteensetting gesit het van die boeke van die Bybel en waarvoor hulle staan. Nou goed, hier is net 'n voorbeeld, maar kyk gerus na die vorige video van hoe om die Bybel te lees en te verstaan, waar ek dit beter uiteensit. Dit gaan ook baie help as jy die opskrifte van elke hoofstuk lees. Nou hier het ek weer eens net 'n voorbeeld afgelaai,
maar indien jy so belangstel, kan jy maar net vir my 'n e-pos stuur, dan stuur ek vir jou die volledige ene. Nou ongelukkig is dit in Engels, daar is nie iets in Afrikaans beskikbaar wat ek kon opspoor nie, maar dit alreeds gaan vir jou baie help om net vir jou 'n strekking te kry oor die oorsig van die Bybel, en dit gaan jou miskien 'n dag of wat vat om dit deur te lees, en dit gaan jou baie help om ook dan die Bybel te verstaan. Nou goed, hierdie voorbeeld het ek sommer net uitgehaal uit Openbaring uit. Hoofstuk 1 gaan oor die inleiding, hoofstuk 2 tot 3 gaan dan oor die 7 gemeentes van Openbaring, en dan hoofstuk 4, Heavens Opened, hoofstuk 5, die 7 seels, hoofstuk 6, die 7 seels oopgemaak, en so gaan hy aan, en dit gaan vir jou 'n goeie idee gee van wat aangaan, en so is dit opgestel vir elke boek van die Bybel. Kyk gerus daarna. Nou vir nuwe bekeerlinge is die evangelie van Johannes 'n baie goeie plek om te begin. Johannes verskil in wese baie van die ander 3 evangelies, omdat dit spesifiek geskryf is vir die Nuwe Testamentiese gelowiges. Een baie belangrike eienskap wat ons sien in Johannes, is dat Johannes byvoorbeeld geen aantekeninge het van die eindtydgebeure wat in Matteus, Markus en Lukas beskryf word nie, maar inteendeel dat daar 'n sagte en 'n teedere vereniging is van Jesus met sy disippels hier van Johannes 13 af, nadat Judas uitgestap het, en waar die Here Jesus sy volgelinge die eerste keer as sy kinders aanspreek. Ons sien daar 'n baie sagte aanslag wat Jesus daar het op sy disippels, en dit is spesifiek vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges geskryf, so ons beveel sterk aan dat jy begin by die evangelie van Johannes om dit te lees. Begin by hoofstuk 1 en lees hom deur, en as dit nodig is, lees hom weer 'n keer deur, en as dit nodig is, lees hom weer 'n keer deur. Goed, sodra jy klaar is met Johannes, dan volg natuurlik Handelinge, en na Handelinge volg Romeine, en doen dit op dieselfde manier, lees dit meer as 1 keer deur. Eerste keer net om die strekking te kry, en dan tweede keer om mooi te kyk, wat sê die woord, want elke woord wat in die Bybel opgeteken is opgeteken met 'n spesifieke doel en gedagte. Nou die hele Bybel, veral die Ou Testamentiese gedeeltes, is vir ons spesifiek aangeteken, dat dit vir ons dien as voorbeeld van hoe om te lewe. En as ons kyk na hierdie skrifgie in 1 Korintiërs 10 vers 6, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. So alhoewel ons in Nuwe Testamentiese tye leef, kan ons soveel inligting put uit die Ou Testament uit, want die leefstyl wat Israel gevolg het, hulle ongehoorsaamheid, hulle die terugkeer na God toe telke male, is eintlik ook maar 'n tipe van ons as mens vandag. Nou goed, waar begin die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament begin nie soos algemeen aanvaar word by Matteus 1 nie. Die Nuwe Testament tree eers in werking by die sterfte van die testamenteer, en dit is by die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. En dan natuurlik ook by Handelinge 2 by die uitstorting van die Heilige Gees, waar die nuwe kerk of die nuwe gemeente in Christus dan tot stand kom. Hebreërs 9 vers 16 sê dit dan ook vir ons baie duidelik, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. En dit is hoekom die Nuwe Testament kom van krag die oomblik van dat Jesus gesterwe het en opgestaan het. Nou, ons sal vind dat Paulus se bediening was hoofsaaklik gerig op die heidene, en die bediening van Petrus en Johannes hulle was gaan spesifiek op die Jode gerig. So wanneer ons so kyk na die Bybelboeke, dan sien ons dat elke boek wat Paulus geskryf het, begin hy met ek, Paulus. En dit gee vir ons 'n baie goeie aanduiding van watter boeke is deur Paulus geskryf en watter boeke is dan spesifiek vir ons geskryf. So meeste van die Nuwe Testamentiese boeke begin met ek, Paulus, behalwe Hebreërs, wat ons nie weet wie die skrywer is nie. Nou as ons kyk na Hebreërs en Jakobus, dan sal ons sien dat hulle ook spesifiek vir die Joodse en die bekeerlinge geskryf is, en alhoewel dit vir hulle geskryf is, kan ons self ook daaruit, al is ons nie Jode nie, kan ons self daaruit baie waarhede put, en Hebreërs het al vir my baie geïnspireer in die verlede. Die rede net hoekom dit spesifiek vir die Jode geskryf is, dit bevat baie inligting oor die feeste en oor die offers en
en die bloedoffer van Jesus Christus. En dit is hoekom ons as Nuwe Testamentiese gelowiges was nooit blootgestel gewees aan die offerstelsel van die Ou Testament nie. En daarom is Hebreërs spesifiek vir hulle geskryf, want hy bevat al hierdie inligting. Nou as ons kyk na hierdie klein diagram wat ek opgestel het hier, dan kyk ons weer na die tydlyn, wat 'n 7000 jaar periode beloop. Hier is ons by die begin, by die begin van die skepping, en dan sien ons dat met die eerste 2000 jaar was al die mense hoofsaaklik heidene gewees, behalwe enkeles wat in 'n verhouding met God gestaan het. So hierdie periode strek dan van Adam af tot by Abraham. Nou dit is die eerste 11 hoofstukke van die Bybel. Nou hierdie volgende 2000 jaar, van Abraham af tot op Christus, is dan spesifiek vir die Israeliete geskryf, die volk Israel, wat die Here uitverkies het om 'n volk vir hom te wees, sodat uit daardie volk uit die Messias gebore kan word. So vanaf Genesis 12 tot by Maleagi 4 gaan die geskiedenis dan oor die volk Israel. Dan ons derde 2000 jaar periode is dan hierdie tyd waarin ons nou lewe, van Christus af tot op hierdie dag van vandag, het ons nou gekom basies aan die einde van 'n 6000 jaar periode. En hierdie tydperk loop dan van Matteus 1 tot by Openbaring 3. En hier beskryf die woord vir ons die redding en die verlossing wat in Christus Jesus vir ons bewerk is, en dan die ontstaan van die kerk. So hier sien ons dan in die eerste 2000 jaar was daar geen woord gewees nie. Die volgende 2000 jaar was die woord aan die volk Israel gerig, en hierdie derde 2000 jaar periode is die woord gerig aan elke mens wat die woord wil hoor en wat die woord wil glo en wat op die woord wil reageer. Nou hier is 'n kosbare skrifgie waar ons net vir 'n oomblik by wil stil staan. 1 Petrus 2 vers 10. En hy sê, julle wat vroeër geen volk was nie, dis nou ons as heidene, maar nou die volk van God is, dit is die wedergebore kinders van God, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. God gaan nog sy verbond met Israel standhou as fisiese volk van God, en hy gaan deur hulle regeer. Maar ons is nou die geestelike volk van God, en ons gaan vir ewig saam met Christus regeer. Nou so God gaan sy verbond met Israel as fisiese volk gaan hy standhou tot aan die einde van hierdie 6000 jaar periode, of tot aan die einde van die verdrukking, waar die Here weer gaan terugkom om saam met hulle te regeer. Vir ons egter as Nuwe Testamentiese gelowiges, wedergebore kinders van God, is ons die geestelike nageslag en sal ons vir ewig saam met Christus regeer. Nou Openbaring is ook 'n baie besonderse boek, en Openbaring is dan spesifiek ook gerig of geskryf aan die Israeliete of die Joodse volk. Die verdrukking wat gaan plaasvind, gaan hoofsaaklik op Israel gefokus wees, want hierdie gedeelte van tyd sluit die 70ste week van Daniël se profeseë in, waar God gaan afreken met Israel, en waar Israel dan uiteindelik tot bekering gaan kom. Ja, alhoewel Openbaring spesifiek op die Jode gerig is, gaan die gebeure van Openbaring elke mens op die gesig van die aarde beïnvloed. So nou, wanneer jy die Bybel lees, moet jy ook oplet dat daar is sekere tye waarop die woord van toepassing is. As ons byvoorbeeld kyk na die Ou Testamentiese profeseë, baie van die profeseë is alreeds vervul in Christus en is vervul rondom Israel, en daar is baie profeseë wat nog vervul moet word. Die profeseë van Openbaring moet almal nog vervul word. So bepaal die tyd waarop die spesifieke woord van toepassing is. Die Bybel het 'n begin en uit 'n einde. So as ons kyk na die profetiese woord, dan sal ons sien dat baie van die profetiese woord wat in die Ou Testament aangeteken is tot en met 70 na Christus, en gaan dan spesifiek oor die profetiese uitsprake wat gemaak is ten opsigte van Israel, hulle ongehoorsaamheid en hulle afvalligheid van God. Dan is daar natuurlik baie profetiese woord ook, wat dan op die eindtyd van toepassing is, en wat ons nog wag om te sien hoe dit in vervulling gaan kom. Die aanspreekvorme in die Bybel dui dan baie keer
op twee definitiewe groepe. Ons kyk byvoorbeeld waar die Bybel praat van die Jode en die Grieke. Dan bedoel hy die Jode as volk van God, die Grieke wat nie volk van God is nie, maar die Grieke dan ook eintlik dan dui op die sondaars. 'n ander aanspreekvorm is, hy sal byvoorbeeld praat van ons en julle, of ons en hulle. Nou die ons sluit dan gewoonlik die wedergebore kinders van God in, met wie hy praat, en die hulle is dan die ongeredde mense. So die feit dat hy praat van ons, sluit nie noodwendig elke mens in nie, al lees jy die Bybel, dit sluit slegs die mense in, wat deel is van die liggaam van Christus, wedergebore kinders van God. Nou ja, dan verder praat hy ook natuurlik dan van die gemeente van Jesus Christus, wat nie die gestruktureerde kerk van vandag is nie, maar dit is die liggaam van Christus, wat in handelinge begin het, en wat aktief is tot op hierdie dag van vandag. Nou hierdie liggaam van Christus bestaan uit die wedergebore kinders van God, waarin ook die bruid van Christus uitmaak. 'n ander aanspreekvorm is dan ook, waar ons aangespreek word as die liggaam van Christus. Nou kyk, hier is 'n pragtige skrifgie, kom ons kyk daarna. 1 Korintiërs 12:27, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En dan Efesiërs 4:12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Dan 'n ander wonderlike gedagte ook, waar die woord ons dan aanspreek as geliefdes in die Here. Wat maar net so vir ons ietsie wys van die liefde wat God vir sy liggaam het. Verder word ons ook aangespreek as uitverkorenes. Nou hier wil ek net graag ietsie baie duidelik uitlig. Wanneer ons kyk na uitverkorenes, kan daar baie verwarring wees. Veral oor die skrifgedeelte in Matteus, Markus en Lukas, waar die woord sê dat die Here sal aan die einde van die verdrukking sal hy sy uitverkorenes versamel. Nou hier moet ons net 'n duidelike onderskeid tref tussen die uitverkorenes, Israel as uitverkore volk van God, en die Nuwe Testamentiese gelowiges wat uitverkore is omdat hulle 'n keuse uitgeoefen het om in 'n verhouding met God te staan deur Jesus Christus. Hulle is uitverkore omdat hulle 'n keuse uitgeoefen het om die bloed van Jesus Christus te aanvaar as die verlossing van hulle sonde en om in 'n verhouding met hom te staan. Hier is 'n pragtige skrifgie in Kolossense 3:12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Miskien kan ek net by hierdie geleentheid net ietsie sê oor die uitverkiesingsleer. Die uitverkiesingsleer in sy wese is nie korrek nie. Ons is nie almal uitverkies omdat ons aan 'n gemeente behoort of omdat ons belangstel aan die dinge van God nie. Jy word slegs uitverkies wanneer jy die verlossing in Christus Jesus aanvaar deur 'n sondebelydenis en die ontvang van die vergifnis van jou sonde en die staan in 'n verhouding met die lewende God. Hierdie uitverkiesing berus dan hoofsaaklik op my keuse om die verlossing in Christus Jesus aan te neem en het ek 'n verantwoordelikheid in hierdie keuse. Nou die laaste gedagte wat ek hier wil oorbring is dan die profetiese woord. En wat Petrus sê, gee dan tog ag op die profetiese woord wat skyn soos 'n lig in die duisternis. Nou die profetiese woord, soos ek vroeër gesê het, daar is profetiese woord wat reeds vervul is, en daar is baie profetiese woord wat nog vervul moet word, en waarvan ons bykans dag vir dag sien hoe hierdie profetiese woord voor ons oë in vervulling gaan. Nou die Engels het 'n baie mooi manier om dit te sê. Hy sê the prophetic is not there to scare us, but to prepare us. En terwyl ons die profetiese woord het wat vir ons juis vorentoe wys wat gaan gebeur, sal ons nooit eendag 'n verskoning kan hê om te sê ons het nie geweet nie. Die profetiese woord is spesifiek daar om ons in te lig oor dit wat in die toekoms vir ons wag. Nou baie dankie vir jou saamkuier. Ek hoop jy gaan jou woord geniet en jy gaan jou verhouding met die woord geniet. En jy gaan jou verhouding met die lewende God van hemel en aarde geniet. Dit is so 'n kosbare voorreg vir ons, dat ons kan deel uitmaak van die kinders van die lewende God, en dat ons deur die genade en die versoening wat daar in Christus Jesus vir ons is, dat ons in 'n verhouding dag vir dag, oomblik met oomblik,
oomblik vir oomblik met hom kan staan. Nou ja, tot ons weer gesels, vrede vir jou, en mag die Here vir jou lieflike insig gee, openbaringskennis van sy woord, en die woord vir jou sal oopgaan op 'n nuwe en 'n besonderse manier.